'n Handves wat bekend staan as die sogenaamde Bee Pollinator Charter is onlangs deur verskeie organisasies onderteken om volhoubare boerdery in harmonie met bye te verseker. Christo van der Rede, die adjunk-uitvoerende direkteur van Agri SA, wat ook deel is van die inisiatief, gesels nou met ons hieroor. Goeiemôre en hartlik welkom. Môre. Christo, verduidelik eers vir ons wat presies is die Bee Pollinator Charter? Agri SA is verlede jaar genader deur verskillende rolspelers in die bedryf en dit was veral ons byeboere wat verskriklik ontevrede was oor die byekolonies wat uitgewis word as gevolg van die wanaanwending van gifstowwe. En ons het dan 'n proses gefasiliteer tussen die byeboere as ook die maatskappye wat hierdie plaagdoders ontwikkel. En uit dit het ons dan hierdie handves ontwikkel en hierdie handves plaas sekere verantwoordelikhede op die bedryfsspelers. Dit is natuurlik die produsente wat die plaagdoders moet aanwend of wat dit aanwend om plaag te bestry, maar ook die byeboere as ook die maatskappye wat dit vervaardig. En hoekom het Agri SA besluit om dit te onderteken? Kyk, ons is by 'n klomp goed betrokke. Ons help met die droogte, ons help met plaasveiligheid, ons is op verskillende terreine betrokke by beleidsontwikkeling. Maar ons het gevoel dat dit is nodig om die toekoms van landbou te beskerm. Landbou, jy weet, is uiters sensitief en as ons die byekolonies verwoes, dink nou net aan die verskriklike implikasies wat dit inhou vir die totale bedryf. Want baie van ons, jy weet, kommoditeite soos die neute, die graanbedryf en enige ander bedryf is afhanklik van bestuiving. En as daar nie meer bestuivers is nie, beteken dit ook dat daar nie meer kos gaan wees nie. Dit laat my so terugdink aan daai animasierolprent Bee, die Bee movie wat vrygestel is, want daar het hulle ook baie mooi gewys wat presies die implikasies sou wees. Maar wat beteken hierdie ondersteuning van organisasies soos Agri SA vir die handves? Kyk, Agri SA is 'n liggaam wat 'n hele klomp affiliasies oorbeskik. Met ander woorde, ons is so 24 kommoditeite wat by ons geaffilieer is. Ons het 9 provinsies wat by ons geaffilieer is. Ons het ook 'n hele klomp ander maatskappye wat by ons geaffilieer is. Ons praat hier van 'n totale waardeketting benadering. En dit is vir ons belangrik dat elke rolspeler in die waardeketting moet bewus wees van jy weet die waarde wat bestuivers jy weet bring na die tafel toe. Elkeen het 'n baie spesifieke rol en ons kan later dalk vinnig daaroor praat, maar dit is vir ons belangrik dat ons na ons waterbronne moet omsien, ons grondbronne moet omsien, ons moet seker maak dat alles wat ons doen in harmonie is met die omgewing. Want as ons die omgewing verwoes en as ons enigstens die ekologiese stelsel versteur, dan hou dit geweldige implikasies in vir die toekoms van voedselsekuriteit. Miskien moet jy net vir ons die rol beskryf wat bye in graanverbouing speel. Kyk, bye het 'n groot rol en dit is om bestuiving mee te bring. Sonder hierdie bestuiving kan jy natuurlik nie die vorming van 'n saad het nie. En dieselfde geld vir enige ander produk. En dit is ons belangrik dat jy weet ons ook die volhoubaarheid van die verskillende mense wat bestuivers voorsien, want ons het 'n baie groot industrie daar buitekant van boere wat byvoorbeeld korwe uitplaas na plase toe om juist die bestuivingsproses aan die gang te kry. Dit is op sigself 'n baie groot bedryf, so ons moet seker maak dat al hierdie mense volhoubaar bly aan die einde van die dag. Wat is die byepopulasie se grootste bedreiging? Kyk, daar is 'n paar goed. Een, ons het maar siektes wat negatiewe impak het op kolonies en wat dit ook aan die einde van die dag jy weet totaal verwoes. Maar meer nog, dit is vir ons belangrik dat waar gifstowwe aangewend word, dat mense alle instruksies moet volg. As ons van daai instruksies afwyk, kan dit kolonies totaal verwoes. Maar meer nog, daar is ook 'n verantwoordelikheid op byeboere self om seker te maak dat hulle kolonies altyd gesond bly. Want indien 'n byeboer, jy weet, nalatig omgaan met die bestuur van sy kolonies, kan daai siekte versprei. En ons sien nou byvoorbeeld hoe hierdie jy weet voëlgriep nadelige uitwerking het op die hele bedryf. Een siek kolonie kan 'n klomp ander kolonies besmet en dan het jy 'n geweldige negatiewe implikasie vir die totale bedryf. Dink jy hierdie handves gaan 'n beduidende verskil aan die byepopulasie maak en uiteindelik ook voedselsekerheid?
Kyk, 'n handves bly 'n handves. Die belangrikste vir ons is dat mense dit moet toepas en dit moet lees. In die eerste plek is daar 'n verpligting op die maatskappye wat die plaagdoders vervaardig, dat hulle moet seker maak dat die instruksies is baie duidelik. Hoe wend jy dit aan? Wanneer wend jy dit aan? Maak seker jy wend dit nie aan as die bye besig is met bestuiving nie. Byvoorbeeld, maak seker dat daar baie duidelike instruksies is oor hoe jy die toerusting moet gebruik indien jy die goed moet aanwend. Tweedens is daar verpligting op die produsente self om seker te maak dat hulle, 'n ooreenkoms aangaan met die byeboere en sê luister, ons gaan nou vandag plaagdoders aanwend, verwyder julle kolonies na 'n veilige plek toe of julle korwe verskuif dit of iets van die aard. Maar dan is daar ook verpligting op die byeboere om seker te maak dat hulle altyd op hoogte is van wanneer daar die plaagdoders aangewend gaan word. Ek wil juist vir jou vra, wat kan boere en ander rolspelers in die bedryf doen om hierdie inisiatief te ondersteun? Kyk, daar moet baie groter bewustheid wees. Dit is vir ons baie moeilik om byvoorbeeld elke boer of elke maatskappy te monitor. So daar is 'n verpligting op elkeen daar buitekant om altyd hulle oog te hou op die toekoms van die bedryf. Die hier en nou is dalk belangrik en ons kan hier en nou groot winste maak. Maar oormôre as die totale bedryf vernietig is, sit ons met niks. So ons moet in harmonie met die omgewing dinge doen en ons moet instruksies volg en seker maak dat daar ten alle tye samewerking is tussen verskillende rolspelers. En hoe lyk die pad vorentoe verby in Suid-Afrika, maar ook in die res van die wêreld? Weet jy, Suid-Afrika is in 'n baie goeie posisie. Ons heuning word dwars oor die wêreld gesien as van die beste heuning. Ons groot bedreiging nou is ek noem dit sommer vrot heuning wat van oorsee af ingevoer word. Ek wil ook vanoggend van ons winkels en hierdie mense vra, veral die kleinhandel vra, dat hulle moet versigtig wees om nie enige soort heuning in te voer nie. Want baie keer kom daai ingevoerde produkte, is dit besmet. En as dit hier gebruik word, hou dit weer implikasies in vir die bedryf. Maar ons eie heuningboere moet ook seker maak dat hulle geregistreer is by die Departement van Landbou en dat hulle behoorlik gesertifiseer is om so 'n bedryf te kan onderhou. En dat daar gereelde inspeksies is, veral vir siektes. Maar ons wil hulle ook aanmoedig, sluit aan by bestaande landbouverenigings en ook by SABIO, wat die hooforganisasie is vir byeboere. Want daar kan 'n mens baie leer, daar's lekker samewerking en daar kan 'n mens, jy weet, jou stem laat geld. Want ons het nou dit nodig dat die hele bedryf saam staan en seker maak dat ons enige siektes of wat ook al teenstand bied daarteen. Ons sê vir julle baie dankie en ook sterkte met die werk wat julle doen, 'n baie interessante onderwerp. Dit was Christo van der Rede, die adjunk uitvoerende direkteur van Agri SA.